Môre, dis Woensdag die 12de Augustus en ek hoop dat God jou vandag sal help om anders na jou eie lewe te kyk. Want vandag staan ons by die einde van Jakob se lewe. 'n Man wat baie verloor het, 'n man wat baie foute gemaak het, 'n man wat deur God gevorm, gedra en geseën is. En nou is hy dood. Maar wanneer ons by sy graf staan, sien ons iets heel besonders. Jakob se lewe eindig nie met die graf nie, sy geloof wys verder na die land wat God beloof het. Gister het ons gehoor hoe Jakob sy seuns beveel het, begrawe my in die beloofde land. En vandag sien ons hoe hulle sy laaste wens uitvoer. En miskien laat dit jou vandag oor jou eie lewe dink. Wanneer jou lewe eendag verby is, wat sal van jou geloof oorbly? Wat sal die mense wat jou geken het van jou onthou? En nog belangriker, waarheen sal jou lewe hulle wys? Dit is waar ons vandag gaan, die reuk van die beloofde land. Nou kom ons kyk wat gebeur. Josef staan by sy pa se liggaam, die man wat hy jare lank moes mis, die man wat hy uiteindelik weer gekry het, en nou is Jakob dood. En die Bybel sê vir ons, toe val Josef op sy vader se aangesig, en hy het oor hom geween en hom gesoen. Daar is iets baie menslik hier. Josef is 'n magtige man in Egipte, maar by sy pa se liggaam is hy net 'n seun wat treur. Josef laat sy vader balsem, 40 dae gaan verby, en die Egiptenaars rou 70 dae lank oor Jakob. Dit was 'n buitengewone eer, maar Josef onthou wat sy pa hom gevra het. Jakob het hom laat sweer. My vader het my laat sweer en gesê, kyk, ek gaan sterwe, in my graf wat ek vir my in die land Kanaan uitgekap het, daar moet jy my begrawe. Laat my dan nou tog optrek en my vader begrawe, en daarna sal ek terugkom. Farao gee toestemming, en toe gebeur iets besonders. Die hele optog trek, Farao se dienaars, die oudste van Egipte, Josef en sy broers, strydwaans en ruiters, 'n baie groot trek. En hulle kom by die steekdoring dorsvloer, en daar rou hulle 7 dae lank. En die Kanaaniete sien dit. Hulle sien hoe Egipte saam met Josef treur, en hulle noem die plek Abel Misraim, die rou van die Egiptenaars. En uiteindelik kom hulle by die plek waar Jakob wou wees, Kanaan, die land van die belofte. En die Bybel sê, sy seuns het hom weggebring na die land Kanaan en hom begrawe in die spelonk van die stuk grond van Magpela, die stuk grond wat Abraham as eiendomsgraf gekoop het van Efron, die Hetiet, oos van Mamre. Kyk net na hierdie begrafnis. Daar is die reuk van balsem, daar is die reuk van rou, maar onder dit alles lê iets dieper, die geur van 'n God wat sy belofte hou. Hier is die groot waarheid van vandag. God se belofte is groter as die dood. Die graf kan God se belofte nie begrawe nie. Jakob het wel gesterf, maar God se belofte aan hom het nie gesterf nie. Hulle het in Egipte gewoon, maar hulle hoop was nie in Egipte nie. Hulle het vorentoe gekyk na die land wat God beloof het. En dit beteken iets vir jou en my ook. Jy mag by 'n graf staan en huil. Jy mag jou hartseer voel. Jy mag iemand mis. Maar as jy aan Christus behoort, treur jy nie sonder hoop nie. Die dood kan 'n liggaam stil maak. Dit kan 'n stoel leeglaat. Dit kan 'n huis verander. Maar die dood kan nie God se belofte vernietig nie. Maar miskien sit jy vandag en dink, ek het nie so 'n groot geloof soos Josef nie. Dan is hier die goeie nuus. Jou hoop rus nie op hoe groot jou geloof is nie. Jou hoop rus op wie jy glo. Ons hoop lê nie in 'n dooie Josef nie. Ons hoop lê in 'n lewende Jesus. Jesus het vir ons sondes gesterf. Hy is begrawe, maar die graf kon hom nie hou nie. Hy het opgestaan. En daarom kan jy vandag by 'n graf huil en tog hoop hê. Maar die uitnodiging van die evangelie is meer as net glo dat Jesus bestaan. Bekeer jou vandag van jou sonde. Draai na Christus. Jesus het in ons plek die straf gedra wat ons verdien het. Vertrou hom vandag as jou verlosser. En as jy reeds aan hom behoort, rus vandag in hierdie waarheid. Jou hoop
hang nie aan jou vermoë om sterk te wees nie. Jou hoop hang aan die een wat uit die graf opgestaan het. Christus hou jou vas. Kom ons bid saam. Here onse God, U is die God wat getrou bly, selfs wanneer ons by 'n graf staan. Ons gee ons lewens en ons toekoms aan U oor. Dankie vir U daaglikse sorg. Vergewe ons waar ons U belofte vergeet. Bewaar ons van die vrees dat die dood die laaste woord het. Leer ons om te treur met hoop. Leer ons om U te vertrou wanneer ons nie verstaan nie. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. As jy vandag iemand teekom wat treur, daag op. Jy hoef nie die regte woorde te hê nie. Wees net daar. Loop en saam met hulle. Want rou hoef 'n mens nie alleen te dra nie. En onthou, die graf kan God se belofte nie begrawe nie. Ek hoop jy het 'n geseënde Woensdag.